Goeiemorgen. Ek en u is weer eens is ons geseënd, ons is weer eens deurgedra en ons weet dat die Here is ek en u se beskutting en prediker leer ons so baie dinge waarin ek en u moet op afslaan en wat ek en u in ons daaglikse bestaan in ons lewe kan toepas en daarvan vrug pluk want dit is die belangrikste dat ons vrug daarvan pluk en dat dit vrug lewer en vanmorgen sê prediker hierso vir my die einde van 'n saak is beter as sy begin. Die einde van 'n saak is beter as sy begin. 'n Lankmoedige is beter as 'n hoogmoedige. 'n Lankmoedige is beter as 'n hoogmoedige. En daai hoef ek aan u te verduidelik, want u self hou net beter meer van iemand wat lankmoedig is as iemand hoogmoedig is. Dit wil sê hy is altyd op homself gefokus. Hy is altyd is hy net daar. Hy is net daar en ek en u is dan altyd hier in die laagte volgens die hoogmoedige persoon en dan moet ons nie haastig wees om ons te vererg vir die type mense nie. Ons moet ons nie haastig wees om ons te vererg vir die type mense nie. En ook nie haastig wees om ons te vererg vir mense wat dan nie ek en u verstaan nie. Wat ek en u dan sien as hoogmoedig, as verwaand en so aan want eintlik is hulle dan hoogmoedig en verwaand en hulle sien nie waarvan ek en u en dan kom nie die pad waarvan ek en u kom nie, want ons boost maar net in die Here. Ons boost in die Here en nie in ons eie hoogmoed en in ons eie dinge nie. En die Bybel sê, wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaas. Ergernis rus in die boesem van die dwaas. Hy rus daar. Hy rus in die boesem van die wyse. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, hy rus in die boesem van die dwaas. So wanneer ek en u ons vandag vererg, en dan sê jy ken nie van my nie. Dan is ek en u so dwaas. Ons is dwaaser as dwaas eintlik, sê die Bybel, want ek en u die kennis daarvan. So omdat ons die kennis daarvan het, ons pas dit toe nie, is ons dwaas. En as ons dan nog ek en die ergernis en ek en u rus, dan is ons nog erger. Dit is wat prediker hier vir ons sê. Hy sê hier in vers 10, moenie sê nie, hoekom dit dan dat die vorige daar beter was as die teenwoordige? Want nie uit wysheid vra jy hierna nie. Hoekom gaan dit dan nou met my slegter as wat dit voorheen met my gegaan het? Hoekom? Jy het nou meer dinge. Jy het nou meer wysheid in ag, né? In pag het jy nou. Jy het meer wysheid in pag. Jou vorige dae is nie meer soos wat dit nou was. Jy het nou baie meer kennis as wat jy dan so hoor jy gaan. Hoe sterker wy die wind, né? Ek bly hier op die tweede vloer. Of is dit nou? Is die grondvloer en dan bly ek mos nou so. Hier wy die wind sterker as wat dit daar onder is, né? As ek afgaan baie sade daar, dan is ek heel daar in die huis. Ek kom nie uit die, want nou hoor hoe hy die wind hier om die hoeke van die huis en so aan. En dan is dit, nee, ek gaan nie af nie, man. Ek gaan nie uit die, is te koud hier buiten, die wind waai te kwaai. En dan as ek daar onder kom, vind ek, nee man, dis 'n ligte briesie. Het klink maar net daar bo, het voel maar net daar bo vir my so. My Kels het nou die deur oopgemaak hier so op die balkon op, en toe sy die deur oopmaak, toe waai die wind die blom dan was goed om die tafel, die water het geloop nou hier, moes het droog maak. Verstaan nie? Want die wind die bo is soveel sterker. So wanneer ek en u aanbeweeg en ek en u sit daar, dan kom ons meer wysheid en dan is die aanvalle meer en dan is dinge, jou obstacles en goed te raak net sterker. Want even vir obstacles om op 'n hoër vlak te kom, moet hulle sterker wees as die obstacles wat ons daaronder meet.
verstaan u wat die woord wat prediker hier vir ek en u probeer sê, dat met tyd raak dinge moeiliker. Dit raak moeiliker of ek en u dit wil hoor of nie, dit raak moeiliker. En hy sê hierso, want nie uit wysheid vra jy hierna nie. As jy daai vraag vra, is dit nie uit wysheid nie. Dit is nie uit wysheid nie, want dit wil sê, jy het nog nie diepte nie. Dit wil sê, jou kapasiteit is nog nie groot genoeg om het te ervaar. En wysheid is net so goed as 'n erfdeel en 'n voordeel vir die wat die son sien. Dis 'n voordeel as ek en u die son sien, maar dit beteken ek en u lewe. Dit beteken dat dinge is nog aan die gang. Dit beteken ek en u het nog 'n doel voor oë. Dit wil sê ek en u kan nog baie dinge doen. Wysheid is so, né? Wysheid is soos 'n erfdeel. Want as jy 'n erfdeel kry, dan gaan dit mos net met jou goed beter. Jy verstaan dinge beter. En dit is wat hy hierso sê, is net so goed as 'n erfdeel, want wysheid is 'n beskutting. Wysheid is 'n beskutting. So as ek en u nie wysheid het ons nie 'n beskutting nie. Dan kan ons nie weet dat ek het die wysheid om te weet dat die Here is my herder. Ek het die wysheid om te besef dat hy is die rots by wie ek skuil. Ek het die wysheid om te weet whatever hy op my pad sit, whatever op my pad kom, kan ek binne in hom handle. As ek nie daai wysheid het, dan gaan ek vergaan. Geld is 'n beskutting. Geld is 'n beskutting. Maar die voordeel van kennis is die wysheid. Dit hou die besitter daarvan in die lewe. Geld is 'n beskutting. Jy kan geld hê, né? En dan het jy beskutting, maar wanneer jy nie die wysheid het om met die geld te werk, dan hou dit nie die besitter aan die lewe nie. Dan hou dit nie. So dit is jou wysheid wat jy van God af kry, wat jou beskutting maak. Dit is hoekom wysheid 'n beskutting is. En hy sê hierso, aanskou die werk van God, want wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? Kom ek en u aanskou vandag die werk van God. Kom ons aanskou dit, man. En ons besef dat kyk hierso, ek en u kan nie die dinge doen. Ek en u kan nie. Ek en u kan nie nou hemel en aarde skep nie. Ek en u kan nie visse formeer in alles nie. Ons kan nie. Ek en u wil maak asof ons kan. Ek en u wil voorgee asof ons kan. Ek en u wil hoogmoed tentoonstel met die dinge van God. Wat jy ons in is, wat ek en u uit niks uit kan oprig. Maar ek en u kom in hoogmoed. Ek en u kom soos dwaas en ons vereer ons. Ek en u, want ek en u aanskou nie die werke van God nie. Ons besef is die werke wat God binne ek en u se lewens kom doen. Ons besef dit nie. Ons besef nie hoe God ek en u se harte verander nie. Want volgens u en volgens my doen ons hierdie dinge uit onsself. As ek werk toe gaan, dan doen ek dit myself. Ek het werk toe gekom. Ek is hier. Ek gaan nou dit doen. Ek gaan daai doen. Ons is so verkeerd. Ons is so verkeerd dat ons eens besef ons is verkeerd. So kom ek en u kom begin besef en ons begin aanskou die werke van God. Sodat ek en u 'n besitter van die lewe kan wees. Besitter van die lewe kan wees. Sodat ek en u se wysheid vir ons as 'n beskutting kan wees. Kom ons wees wys vandag en die Here seën.